In Gauteng, wat Suid-Afrika se mees digbevolkte provinsie en die kern van die land se ekonomie is, munisipale watervoorsieningsstelsels tot so 'n mate verswak dat water nie meer betroubaar of met sekerheid aan inwoners voorsien kan word nie. En die natuurlike gevolg daarvan is dat inwoners se lewens en die ekonomie tot stilstand geruk word. Tans is daar 'n krisis in Johannesburg met watervoorsiening met groot gedeeltes van die stad wat geen water het nie, wateronderbrekings. En dit strek oor Midrand, Brixton, Parktown, Emmarentia en ander dele, langdurige onderbrekings van selfs so lank as 2 weke of langer. En die impak hiervan is soos wat een gedeelte van die waterstelsel onderbrekings ervaar, moet daar water herlei word van ander gedeeltes van die stelsel of waterdruk moet verlaag word. So die impak is veel wyer as net hierdie areas waar daar op die oomblik geen watervoorsiening is nie. Die probleem is dat die mense wat die swaarste deur hierdie krisis geraak word, Gauteng se inwoners, blameer word vir die krisis deur politieke leiers. Hulle word aangesê om water meer spaarsamer te gebruik, anders gaan hulle waterbeperkings in die gesig staar en met bestraffende tariewe gestraf word vir hulle hoë waterverbruik, terwyl dit nie die feite is nie. Die waarskuwingstekens vir die krisis is lank deur die regering geïgnoreer en die einste regeringsamptenare wat die krisis veroorsaak het, wil nou die blame verskuif na die inwoners toe. Solank as wat regeringsamptenare en politieke leiers die werklike oorsake van die krisis ignoreer en die blame op inwoners plaas, kan Gauteng se waterkrisis nie opgelos word nie. Die werklike oorsake vir die krisis is doeteenvoudig munisipale en finansiële wanbestuur en waterstelsels wat oor 'n lang tydperk nie in stand gehou is of uitgebrei is nie. Die publiek se samewerking om hierdie krisis op te los kan net geëis word indien die regering pa staan vir die krisis en skuldige amptenare verantwoordelik gehou word.